Welkom by ons Woensdag oordenking. Jy's in die middel van die week. Jy het dit gemaak tot hierso, byt vas. Vrydag is om die draai ook. Nou ons praat nog steeds van om te volhard en dalk het jy volharding juis vandag nodig want die naweek voel dalk vir jou ver en jy kort rus dalk. Maar mag jy aanhou volhard in die Here ook. Ons kyk na karakterstories om ons te help om te volhard in ons seisoene ook. En vandag staan ons bietjie stil by Dawid. Nou as ons bietjie kyk na die geskiedenis van Israel, Israel wou op 'n stadium werklik 'n koning gehad het wat hulle kon sien. God wou direk verhouding bou, maar hulle wou 'n koning gehad het. Hulle wou 'n mens gehad het, 'n mensvorm na wie hulle toe kan gaan, met wie hulle kan praat, en daarom het hulle Saul aangestel as koning, en hy word gekies, en hy word gesalf as koning oor Israel, en hy vergeet om saam met God te lei, en hy gaan op sy eie pad, en toe op 'n stadium as gevolg van hierdie goeters, word daar 'n belofte gegee aan 'n baie jong seun. 'n Man met die naam Dawid, op 'n jong ouderdom, word gesalf, word gereken as die volgende koning van Israel. So Dawid kry hierdie belofte, hy's 'n jong man, en ek kan dink nogals binne homself, hy moes seker opgewonde gewees het, maar hierdie belofte kom oor hom, hierdie seëning kom oor hom, hierdie geleentheid kom oor sy pad, maar dit was nie vir nou nie, dit was nie vir dadelik nie, dit was vir eendag as hy ouer is en wanneer hy reg was, maar die belofte het oor hom gekom. En tydens hierdie seisoen, hy die belofte ontvang, hy dit ontvang wat hy nodig gehad het, moes hy deur 'n wagperiode gegaan het, moes hy, ek dink deur baie moeilike periode gegaan het, waar hy moes wag en uithou tot daai belofte tot volbring kom, of dat dit uitwerk ensovoorts, en deur hierdie seisoen het Saul toe nou gehoor van die belofte, dat hy 'n nuwe koning is, en 'n jong man is, en toe wou Saul hom doodmaak, so Dawid moes deur 'n baie moeilike seisoen in sy lewe gaan om te volhard in die belofte wat lê en wag vir hom ook. Nou stel die storie op en hoor wat God hier geskryf in 1 Samuel 24 vers 9 tot 19. Dit sê so: Dawid het ook klaar gemaak en uit die grot gegaan en agter Saul aangeroep: "U Majesteit die koning." Toe Saul omkyk, het Dawid gekniel en diep gebuig. Dawid sê toe vir Saul: "Waarom luister u na die praatjies wat die mense sê? Dawid soek u ondergang. U sien vandag met u eie oë dat ek die Here u nou in die grot in my hand gegee het en as te ware vir my gesê het om u dood te maak. Maar ek het u gespaar en gesê, ek sal my hand nie teen die koning oplig nie, want hy is die gesalfde van die Here, my vader. Kyk tog, kyk na die punt van die mantel in my hand. Deurdat ek in die punt van die mantel afgesny het, maar u nie doodgemaak het nie, kan u weet en sien dat daar selfs kwaadwilligheid of omstandighede by my is nie. Ek het nie teen u in opstand gekom nie, selfs al agterval u my om my lewe te neem. Die Here sal regspreek tussen my en u, en die Here sal my wreek op u, maar ek sal nie teen u wees nie, soos die spreekwoord van die voorgeslag lei, boosheid gaan van die boosdoeners, maar ek sal nie teen u wees nie. Agter wie aan het die koning van Israel opgetrek? Agter wie kom u aan? Agter die dooie hand aan, agter elkeen agter elke vlooi aan. Die Here sal regter wees en hy sal regspreek tussen ons. Hy sal sorg dat my saak behartig en aan my reg verskaf teenoor u. Nadat Dawid dit alles vir Saul gesê het, het Saul gevra: "Is dit jy wat praat, my seun Dawid?" Toe begin Saul hard huil en hy sê vir Dawid: "Jy is 'n beter man as ek, want jy het aan my goed gedoen en ek het jou kwaad aangedoen. Jy het pas duidelik getoon watter weldaad jy my bewys het, deurdat my nie doodgemaak het toe die Here my in jou hand oorgegee het nie." Nou, jy kan nou nogal sien, hierdie is 'n ongelooflike storie en geleentheid, dat Dawid kry die belofte, hier is al die goeders, maar Saul is nou besig om Dawid te jaag, en hy wil hom doodmaak, en Dawid kry die geleentheid om vir Saul dood te maak, en ek dink hy wil die geleentheid nou gryp, ensovoorts, maar hy doen nie. Hy wag, en ek dink hier word ongelooflike karaktereienskap van Dawid hierso getoon, want hy bly getrou, hy bly volhard, selfs al is hierdie geleentheid, selfs al hanteer Saul hom so sleg, bly hy staande op die belofte. Dawid wag vir nog 'n paar jaar om koning te word, en hy wys dan verder dat hy 'n man is wat naby aan God se hart is, deurdat hy wag. Nou ja, Dawid het natuurlik groot foute gemaak in sy lewe ook, en daar's 'n paar goed waardeur hy gegaan het, en foute het hom baie gekos, maar hy het altyd gekies om saam met God te stap. Hy het altyd gekies om naby aan die Here te bly, te midde van moeilike omstandighede, te midde van wat ook al gebeur het. En toe is hy regtig geskryf word oor as 'n man na aan God se hart. Hoekom? Want ek glo Dawid het staande gebly. Te midde van moeilike omstandighede, te midde van wat ook al teen hom was, het hy vasgehou in die karakter, vasgehou in die belofte van God. Miskien vandag vir jou, miskien moet jy vra, waar nou jy vas? Wat is die woord, wat is die belofte wat die Here oor jou gespreek het, waarin jy moet vashou, eerder as geleenthede
om 'n shortcut te vat iewers of om 'n kort pad te vat of 'n makliker lewe vir jouself uit te kerf. Miskien moet jy vandag die Heilige Gees vra om dit vir jou te wys en vashou aan dit, eerder as omstandighede, eerder as wat die wêreld sê. Kom ons bid. Here, ons loof en prys U vir die storie van Dawid vandag en dankie dat ons soveel kan leer uit sy lewe uit. Dat selfs in hierdie geleentheid waar hy kon dalk die kort pad vat en vinniger koning geword het, het hy eerder vasgehou aan wat U beginsels is en U waardes is en eerder vasgehou aan U as die geleentheid om koning te word. Here, help ons om ons prioriteite reg te kry, dat om U te volg en gehoorsaam te wees teenoor U baie belangriker vir ons moet wees as dit wat ons wêreldse lewe inhou en dit wat ons in die wêreld kan kry. Ek weet hier is 'n groot gebed en nie so maklik nie, maar ek bid, Heilige Gees, daarom bid ek, mag U krag vir ons gee wat nodig is vandag ook. Ons dankie vir vandag en die geleentheid en ek bid seëning oor elke persoon wat hierna luister in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy saam gekuier het. Geniet jou Woensdag. Môre gaan ons verder. Mooi bly.